Vader, dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat daar in U teenwoordigheid rus en vrede is. Dankie dat daar in U teenwoordigheid stilte is, waarheid is, liefde is. Dankie dat ons vanoggend in hierdie liefde by U kan sit, kan weet dat U ons God is, kan weet dat U ons Here is. Dat ons vertroue so in U kan plaas. Ons kom vanoggend na U toe in die naam van die Seun Here Jesus Christus. Ja, Vader, en terwyl ons sê ons plaas ons vertroue in U, weet ek ook dat ons soms struikel en soms self streef. Want ons kan nie alles by U los nie. Vanoggend kom ons net so met hierdie behoefte om al ons bekommernisse, al ons vrese, ons denke wat so rondspring, by U te kom los, dit aan U oor te gee, en om in U vrede en U rus in te gaan. Dankie vir hierdie voorreg om te kan stil raak by U vanoggend, Vader. By U woord te kan stil raak en in U woord in te delf. Vader, dankie vir die openbarings wat ons kry uit U woord uit, vir dit wat die Heilige Gees vir ons kom oopbreek. Ek vra dat U vanoggend net so nuwe waarhede vir ons sal kom wys, sal kom oopmaak, dit so sal kom vestig in ons. En dit kom vra ek U beskerming op ons en ons geliefdes. Ek vra dat U ons net so sal toemaak met die bloed van Jesus, dat U hand op ons sal hou, dat U ons sal veilig hou. Vader, dankie vir U waarhede. Dankie dat ons op U kan staatmaak. Vader, ons kom staan so in die naam van die Here Jesus Christus teen vrees. Vrees in ons lewe vir dinge wat om ons aangaan. Vrees wat ons verlam lê. Ons kom kanselleer dit so in die naam van die Here Jesus Christus en ons stuur dit weg van ons af in Jesus se naam. Ons kom vervang dit met U liefde. En Vader, ons kom bid ook so vir ons geliefdes wat U nie ken nie. Ons kom dra hulle aan U op, Vader. Ons kom bid vir planne, gedagtes en maniere hoe om hulle te nader, om hulle harte na U toe te draai. Ons kom breek so skanse af wat voor hulle gebou is, Vader, in die naam van die Here Jesus Christus, dat hulle oopgemaak sal word. Ons kom bid dat hulle getuienisse sal hoor van U liefde, U krag en U vrede. Ja, Vader, ons kom ook so, en ons dra mense wat eensaam is aan U op, en ons kom bid vir goddelike afsprake, vir mense om by mekaar uit te kom, vir mense om net U nabyheid te ervaar en in dit ook nader aan ander te beweeg. Dankie dat ons geliefdes aan U kan opdra. Dankie dat ons vir U kan vra om in te kom en ons geliefdes aan te raak. Vader, kom bid vir ons getuienisse, soos ons uitgaan en soos ons deur die wêreld beweeg, dat ons getuienisse mense sal aanraak, hulle oë sal oopmaak, hulle sal nuuskierig maak om meer van U te weet. Dankie vir die liefde vir ons. Dankie vir die hart vir ons. Dankie dat U ook vir ons vriende en familie en kennisse lief is wat U nie ken nie. En dat U ook moeite maak met hulle. Ons bid dit so in Jesus se naam. Amen. Jesus kom, die Messias kom.
en hy lyk nie soos Israel verwag het, hy moet lyk nie. Hy kom en hy doen nie wat hulle verwag het, hy sou kom doen nie. Wat kom doen hy wel? Hy kom red nie almal nie. Nee, hy kom red slegs die wat hom aanneem in geloof. Hy kom en hy kom spreek nie almal vry nie. Nee, hy spreek net die vry wat hom aanneem in geloof. Hy kom aarde toe en hy spreek nie sosiale probleme en aangeleenthede aan nie. Nee, sy fokus is op die harte van mense. In dit als kom hy en hy kom vervul die wet. Dit veroorsaak dat ons wat in hom is, nou die wet vervul. Nie deur ons eie werke en goedheid nie, maar net omdat ons in hom is. Die feit is, elkeen kan Jesus aanneem en die ewige lewe ontvang. Die waarheid is egter dat almal dit nie doen nie. Kom ons lees wat skryf Paulus oor geloof en redding. In Romeine 10 vanaf vers 9 tot 13. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek is, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is die Here van almal. Hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Iemand wat iets hieroor wil sê? Om Jesus as ons redder te ken, maak die weg oop om hom as ons Here te ken. Aan die ander kant kan Jesus nie ons redder wees as ons hom nie as ons Here ken nie. Ons geloof is daaraan gekoppel om Jesus te bely as Here. Dit terwyl ons in ons hart glo dat God hom uit die dood opgewek het. Ons praat baie van die kruis en minder van die opstanding. Deur die hele Romeine fokus Paulus egter op die opstanding. Kom ons kyk na 'n paar verse daaroor. Romeine 4 vers 24. Maar ook terwille van ons wat vrygespreek sal word, ons wat glo, wat in God glo, wat vir Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het. Wie is die God waarin ons glo? Dit is die een wat Jesus uit die dood opgewek het. Wie is hierdie Jesus? Hy is ons Here. Romeine 6 vers 4. Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus, deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader, uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Dit is die Vader wat Jesus uit die dood opgewek het. Romeine 6 vers 9 staan daar, ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Romeine 7 vers 4. Dit is ook die geval met julle, my broers. Deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus het julle gesterwe en staan nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Romeine 8 vers 11 en 34. Omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterwende liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Ons het dit ook in hoofstuk 10 vers 9 gesien. Jesus word verhoog tot die regterhand van God, toe hy na die hemel opgevaar het. In Efesiërs 1 vers 19 tot 20 staan daar,
en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterkant laat sit het. Hierdie boodskap was ook sentraal in die vroeë kerk wat geloof en prediking betref. Ons sien dat Petrus dit by sy eerste preek, Handelinge 3 vers 15. So het julle hom, die leidsman, na die lewe toe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. In Handelinge 4 vers 10 staan daar, julle almal en die hele volk Israel moet weet, dat dit in die naam van die Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Dan sien ons in Handelinge 13 vers 30, maar God het hom uit die dood opgewek. Die kruisdood van Jesus sonder die leë graf sou nie so groot effek gehad het nie. Dit sou net die tragiese dood van nog 'n Joodse rabbi gewees het. Die leë graf is die getuienis van wie hy is. Dit bring ons dan by vers 10. Met ons hart glo ons en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons word gered. In hierdie vers trek Paulus dan die idee van regverdigheid en redding van vers 6 en 9 saam, terwyl hy klem lê op die belydenis en geloof van vers 9. Dit is dan met ons hart wat ons glo en regverdig gemaak word, terwyl ons met ons mond bely, hierdie geloof bely en gered word. My gevoel is dat ons partykeer hierdie belydenis met die mond afdwing, voordat die hart die proses van glo voltooi het. Ons kry dan dat die hart nie die siklus van glo volledig voltooi nie. Miskien is ons partykeer te ongeduldig in die proses. Ons fokus is om iemand tot redding te bring en ons wil by die belydenis uitkom, terwyl die persoon se hart nog in die geloofsproses besig is. Dit is die prosesse in die hart wat moet lei tot die belydenis van die mond. In vers 10 som Paulus dan die gedeelte van vers 5 tot 9 op. Daar is net een pad om in 'n regte verhouding met God te kom, en dit is deur geloof in Jesus. Die manier om dit te bereik is deur met die hart te glo en deur met die mond te bely. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. In Handelinge 4 vers 12 staan daar, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die verse word dikwels gebruik wanneer ons 'n proses wil beskryf van hoe iemand gered word. Vers 9 se taalgebruik dui egter op 'n toekomstige en nie op die teenwoordige tyd nie. Dit kan egter aandui wat gebeur wanneer iemand tot redding kom, alhoewel dit nie die finale redding uitskakel wanneer Jesus weer kom nie. Daar is dan 3 fases van redding. Die geloofsbesluit. Ons besluit om in Christus Jesus te glo. Die belydenis van sondes, waar ons lewe oorgee aan Christus Jesus. Daarna volg hierdie lewe wat ons lei as geredde mense. Net soos in hoofstuk 6 kry ons die alreeds, maar nog nie idee. Dit is omdat ons alreeds redding ontvang het, terwyl die finale redding plaasvind met Jesus se terugkeer aarde toe. Dit bring ons dan by vers 11. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Na baie opsoek en rondkrap, het ek tot die bevinding gekom dat niemand se basiese betekenis daarop neerkom, dat dit niemand is nie.
As Christene plaas ons soveel hekkies voor onsself, soveel trappies waar ons moet uitklim. Ons herinner onsself dikwels dat ons nog hierin val en daarin struikel en ons beer om dit reg te kry. Nou dit is alles goed en wel, behalwe dat dit ons vreugde kom steel. Vreugde klink nie so belangrik nie, maar dit lei daartoe dat dit ons getuienis steel. Dikwels loop ons met swaar kry en hangskouers deur die lewe, want ons faal nog in areas en nie Christene kyk na ons en besluit, nee dankie, daardie lyk na werk. Niemand, geen een wat in Christus glo, sal teleurgestel word nie. Die kern hier is glo. Dit is wat ons te doen staan. As ons hierby wil toevoeg, neem ons die werk uit Jesus se hande uit. Ek het dit laasweek gesê, maar ek kan dit seker weer sê. Miskien is dit tyd om ons op ons geloof te fokus en al die ander moeilike dinge eers 'n bietjie eenkant toe te skuif. Hierdie is ook nie glo in wat hy vir ons kan doen nie, maar dit is 'n glo in dit wat hy reeds vir ons gedoen het en in wie hy is. Vers 11 gaan haal Paulus in Jesaja 28 vers 16. Therefore, thus says the Lord God, behold, I am laying in Zion for the foundation a stone, a tested stone, a precious cornerstone of sure foundation. He who believes, trusts in, relies on, and adheres to that stone will not be ashamed, or give way or hasten away in sudden panic. Met die laaste oordeel word die wat in Christus glo vrygespreek. In verse 12 en 13 kom Paulus dan by sy gevolgtrekking uit. Daar is nie 'n verskil tussen Jode en nie Jode nie. Vers 12 lees, niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit is dalk moeilik om te glo, maar niemand hier het nog steeds dieselfde betekenis. In Grieks gebruik Paulus 3 opeenvolgende kere die woord gar. Gar kan vertaal word na voor of daarom. Ons het dit ongelukkig nie hier nie, maar dit verhoed nie om so daarna te kyk nie. Die eerste een is dan, for there is no difference between Jew and Gentile. In hoofstuk 3 vers 22 tot 23 het Paulus hier dieselfde stelling gebruik. Daar het hy dit egter gebruik om die negatiewe uit te wys. Beide groepe sondig en skuldig voor God was sy boodskap daar. Hier is dit egter positief. Beide groepe kan deur te glo in Jesus vryspraak ontvang. God se verbond met Abraham was dat almal deur sy nageslag redding sal ontvang. Genesis 12 vers 3. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Genesis 18 vers 8. Abraham sal tog 'n groot en sterk nasie word en in hom sal al die nasies van die aarde geseën word. Met Jesus se koms word al die nasies nou deur Jesus geseën. Jesus wat uit die nageslag van Abraham gekom het. Nou is die pad tot God vir Jode en nie Jode deur Jesus. Kom ons by die tweede gar. For the same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him. Daar is die wat hierdie stelling wil om hierdie stelling kom deur sê dat die Here of Lord waarna Paulus hier verwys God is. Met so 'n redenasie het die Jode dan nie vir Jesus nodig nie. In hierdie gedeelte gaan dit egter oor die Here Jesus Christus. Dit is verbind met vers 9. Verder is Christus die fokus van ons geloof in vers 11. Jesus is dan Here van die Jode en die nie-Jode,
met geen onderskeid nie. Beide groepe ontvang dan ook sy seëninge. Deur die Bybel kry ons dat God sy ryklike seëning uitgiet oor mense. Hier kry ons egter dat dit Jesus is wat dit doen. Ons sien ook dat dit Jesus is wat dit doen in 2 Korintiërs 8 vers 9. Jy ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Efesiërs 3 vers 8. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidene nasies die evangelie van die onbepeilbare rykdom van Christus te verkondig. Hierdie rykdom van Christus is uitgegiet van sy genade en redding aan almal wat hom aanroep. Vir my is die sterkste beeld van sy genade die redding van die een wat op die laaste oomblik wat saam met Jesus gekruisig is, gered word. Wat beteken dit vir ons? Dit is die aanroep van Christus in geloof vir ons redding, maar dit stop nie daar nie. Dit is dan die lewenslange oorgee en afhanklikheid aan hom. Dit bring ons by die derde gar. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Paulus gaan haal hierdie by wat ons vandag het as Joël 2 vers 32. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees. So het die Here beloof. Die wat die Here geroep het, is by die wat gered is. Dit sluit ook aan by vers 11 met Jesaja 28 vers 16. So sê die Here my God, ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip, wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. Daardeur sê Paulus dat God se bedoeling van die begin af was, dat alle nasies, alle volke en tale gered sal word en dat dit slegs deur Jesus sal kan geskied. Dit is met die aanroep van Christus in geloof wat ons toegang het tot die genade en redding wat daar aan hom is. In verse 4, 11 en 12 van die hoofstuk kry ons dan dat hy fokus op almal of everyone. Hierdie evangelie is beskikbaar vir almal en dit is tot redding van almal. Ons weet dat God se wil is dat almal gered moet word. Ons het dit al 'n paar keer in Petrus 2 vers 3 tot Petrus 2 Petrus 3 vers 9 gesien. Ons leef nou in die dae van die profesie van Joël, wat ons sien in Joël 2 vers 28 tot 32. Ons lees vanaf vers 28. Wanneer dit alles gebeur, sal ek my gees laat kom op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle ou mense sal drome droom en julle jong mense sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie aansien het nie. Ek sal tekens gee in die hemel en op aarde, bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die vreeslike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees. So het die Here beloof. Die wat die Here geroep het, is by die wat gered is. Hierdie seëninge is dus nou vir almal beskikbaar, ook die seëninge van die Heilige Gees. Hierdie vorm dan 'n kritiese deel van Paulus se argument. God is getrou aan sy verbondsbeloftes. In hoofstukke 9 vers 6 tot 29 het ons gesien dat God in sy soewereiniteit alle mense tot redding roep. In hoofstuk 9 vers 30 tot 10 vers 21 sien ons dan dat dit die mens se verantwoordelikheid is om te reageer op God se roep in ons elkeen se lewe. Die Jode se tekortkoming was dat hulle nie kon insien dat Christus die wet kom vervang het deur dit te vervul nie.
God die Vader gee Jesus as die hoeksteen. Toe Israel nie die Messias aanvaar nie, het die oordeel op hulle geval. Die rede hoekom hulle nie die Messias aanvaar het nie, was omdat hy nie gelyk het en opgetree het, soos hulle self voorgestel het nie. Waar bring dit ons vandag? Daar is nog steeds die wat Jesus verwerp. Die wat glo dat Jesus eerder moet aanpas by hulle leefstyl en hoe hulle dinge doen. Volgens hulle moet Jesus hulle eerder aanvaar as wat hulle vir Jesus aanvaar. En dit als is die woord van geloof, die woord van waarheid nog naby aan elkeen en spreek duidelik in elkeen wat bereid is om te luister. Die pad van redding is vir elkeen beskikbaar wat bereid is om sy hart vir die evangelie oop te maak. Vir dit om te gebeur moet ons sondes bely en glo in Christus Jesus wat vir ons redding bring. Vir ons is dit belangrik om te onthou dat redding beskikbaar is vir elke persoon op aarde in elke stadium van sy lewe. Nou dit is nie so maklik vir almal om hierdie stap te neem nie. Vir party lyk dit net eenvoudig te moeilik. Hulle kyk na ons as Christene en sien dikwels die verkeerde voorbeeld van die laste wat ons dra in plaas van die vreugde wat in ons moet wees en hulle besluit, dit is nie vir hulle nie. By ander is die gedruis van die wêreld dalk so hard dat in hulle ore dat hulle nie die woord van geloof kan hoor nie. Hulle moet weer anders hanteer word om in stilte die woord te kan aanneem. Ander besef eenvoudig nie dat hulle die genade en die redding nodig het nie. Hulle is afgestomp. Hulle soek nie daarvoor nie. Hulle kort skuldbesef, 'n sondebesef. Wat is die rol wat ons moet speel? Ons weet dat ons disippels moet maak. Ons weet dat redding vir elkeen bestem is. Ons moet egter besef dat dit nie deur werke kan kom nie. Elke ongelowige is 'n individu. Daar is iets wat elkeen van hulle laat reageer. Ons kan nie ongelowiges as 'n groep beskou en elkeen dieselfde hanteer nie. Wat sien hulle as hulle na ons kyk? Vreugde of sien hulle iemand wat nog meer laste op hulle wil aflaai? Is die boodskap wat ons bring een van glo in Jesus, bely en word vrygespreek, of sit ons nog 'n paar stappe by? Dis altyd makliker om die vinger na die ongelowige te bewys. Ondersoek ons soms onsself hierin. Dis Gandhi wat gesê het, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Vir elke ongelowige moet ons 'n gevegsplan hê. 'n Plan hoe om die woord van geloof op so 'n manier te bring, dat dit indring tussen murg en been. Vra vir God vir hierdie gevegsplan, wat jy nodig het, vir die waarvoor jy omgee. Ons het ons redding ontvang. Nou is daar die wat God aan ons toe vertrou het. Gaan uit en skuif die week jou fokus na die wat God aan jou toe vertrou het. Vra vir God vir die gevegsplan vir elkeen van hulle. Mag julle die week oorloop van blydskap en vreugde, vrede met 'n sak vol nuwe planne.